bow in humble adoration this evening. Here, ons buig voor U. Ons buig voor die troon van genade. Ons buig voor die troon van wysheid, van regverdigheid. Lord, we just want to lift you up. Ons wil net aan U die lof en die eer en die aanbidding gee. Want God is goed. U is die Almagtige. You the Lord of Lords and the King of Kings. And therefore we praise you. Here, ons bid dat U vanaand hierdie plek sal vul deur U Heilige Gees. Dat die Gees van God sal werk van persoon tot persoon. Van sitplek tot sitplek. Sodat Jesus verheerlik kan word. Het gaan nie oor 'n mens nie, Here. Ek sê dit so baie. It's not about the messenger, it's all about the message. Het gaan nie oor die boodskapper nie, Here, maar het gaan oor die boodskap. Want dis die boodskap van vryheid, dis die boodskap van liefde, dis die boodskap van genade, dis die boodskap van, Lord, it's a message of compassion, and we worship you. Ons bid vir krag en ons bid vir genade, en ons dank U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, ek kan gerus sit. Ek is daarvan oortuig in my hele wese dat julle die champions van Gansbaai aanbiddingsentrum is. Wie kom nou kerk op 'n maandag aan? En as dit nog koud is ook nog. Maar dankie, en pastoor Emilia het gesê, die dames wen, maar sy weet net, ons is slimmer as julle. En ons het baie meer om na te kyk as dat julle het om na te kyk. So baie dankie, pastoor Emmy en pastoor Leanne vir die uitnodiging. Dis wonderlik, ek voel amper of ek huis toe gekom het. Is lekker om hier te wees. Is lekker om hier te wees, hallo Sammy. Is lekker om hier te wees, want die Here is hier. En maar 2 of meer is, daar sy. En daarom was ekstra bestil met pastoor Emmy saam, dit gaan nie oor honderde mense. Ek preek nooit vir 'n vol saal. Ek preek vir 1 persoon. En iemand in hierdie gehoor vanaand het nodig om te hoor waaroor ek gaan praat. En as ek my boodskap 'n titel moet gee, dan is dit, wat is Pinkster? Wat is Pinkster? En as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy hom oopmaak by Handelinge. Ek gaan doodstil staan by Handelinge. Ek gaan een verwysing na Lukas weer, maar ons gaan nie so doen blaai nie. En eintlik is ek so in 2 dele vanaand. In die eerste deel so 'n klein geskiedenislesie. Julle moet maar vergewe, ek is maar 'n onderwyser, ek sal maar onderwyser doodgaan. Maar die Bybel sê, it's better to teach than to preach. Nee, die Bybel sê, dis bid nie, ek sê, bid. Maar 2 gedeeltes, een gaan 'n geskiedenislesie wees, en die tweede gaan dan 'n behoorlike eksegese wees. Waaroor gaan dit dan? En ek gaan praat oor die eerste 3 hoofstukke van Handelinge. En ons gaan nie oor elke sinnetjie praat nie, so moenie bekommerd wees nie, ons gaan nog dalk partytjies wees vir die serie nuus, maar ek is ook nie so seker daarvan meer nie. Sondag wat kom, is Pinkstersondag. En pastoor Emile was by my en ons het 'n bietjie lekker saam gekuier en die een het 'n klomp van my eie hond se hare op die mat gelos. Maar ek wil vanaand, en toe pastoor Emile vir my gesê dat daar gaan 'n reeks Pinksterboodskappe wees in hierdie gebou vir die volgende 3 aande. En ek wil vanaand net die fondasie lê. En kyk waar dit begin en waarheen gaan ons. En dit het begin in die Ou Testament. Dit het begin by die Jode. Dit het begin by die Joodse fees van weke. En jy kan daaroor gaan lees in Eksodus 34. Vertel dit jou alles van die Shavuot, die fees van weke. Wat gebeur het is 7 Sabbate, wat 49 dae is, plus 1. As my wiskunde korrek is dit 50. 7 weke plus 1 dag, vanaf die Pasga, het die doodsengel by die Jode se huise verbygegaan.
Want die koning het gesê, of die keizer het gesê, hulle moet dood, eerstgeborenes moes doodgemaak word. Maar God het gesê, vryf net 'n kruis in bloed van die perfekte paaslam wat geslag moet word aan die kusyne, en ek sal my doodsengel by daai huis verby stuur. En aanvanklik voor dit was dit die eersteling gerf wat hulle gebring het. Die beste van die oes moes hulle na die tempel te bring, en dan moes hulle dit voor God wyf. En ek dink ons wyf te min ons eersteling gerwe voor God. Ek dink ons bietjie meer wat beteken die eersteling gerf? Die heel beste. Die heel beste van die oes moet ons voor God wyf. Of dit nou die oes uit die see uit is, of dit die oes uit die groentetuin is, of dit die oes uit my sak uit is, of dit die oes van my aanbidding is. Wyf die beste voor God, want hy is waardig om geëer te word. Nou, hierdie fees van die weke was en is steeds vir die Jode verskriklik belangrik. Ons gaan nou sien, hoekom praat ek nou in die verlede tyd? Ek praat nou van dit was. Want vir die Jode is dit steeds die belangrikste fees in hulle geskiedenis. Want dis die gebeurtenis waar hulle aan God toegewy het. Toe hulle gehoorsaam was om die kruis te verf en die doodsengel by hulle verby gegaan het. En dit het vir die Jode hoop en vryheid gebring. En vanaand sit ek en jy hier in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want hy bring vir ons hoop en vryheid. Ek gaan hierdie kansel omgooi, want hy bring vir ons hoop en vryheid. Ons lees in die evangelies dat Jesus tydens daai fees, tydens die Paschafees, Jerusalem ingery het op 'n donkie. En daar's baie stories oor hierdie donkie, het 'n kruis op sy rug gehad, om 'n donkie nie 'n perd nie, en. Maar hy het ingery in die Pascha-tyd, en almal het geskree, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En hy het geweet, sy tyd op aarde is kort. Hy het geweet, dat oor 3-4 dae, gaan hy sterf aan die kruis. Want het is belangrik dat hierdie gebeurtenis moes plaasvind, dat hy moes sterf, want hy moes opstaan, en hy moes opstaan sodat hy kan opvaar na die Vader. Hoekom? Om vir my en vir jou voorbidding te gaan doen. Jesus Christus is op hierdie oomblik besig in die hemel, in die paradys, om meer korrek te wees, om by God die Vader vir jou en vir my voorbidding te doen. Vir jou en vir my tree hy in en hy sê, Vader, sien asseblief vir Robert raak vanaand. Vergewe hom dit wat hy voor u bely, en reken dit hom nie toe. En dan staan ek regverdig voor die Vader, vrygespreek van alles wat ek aan hom bely. Nou, 50 dae, 7 weke plus 1 dag na die opstanding, en ons het die opstanding nou die dag gevier, stort hy die Heilige Gees op die mense uit. Hoekom? Want hy het gesê, ek gaan julle nooit wees agterlaat nie. Want hy het geweet, hy is die anker in hulle lewens. Is Jesus die anker in jou lewe? Dit was 'n swak amen. Ek gaan weer vra, is Jesus die anker in jou lewe? Hy is verseker die anker in my lewe. En ek weet, ek kan alles vir hom gee, alles aan hom toe vertrou, en alles wat in sy wil is, kan ek van hom vra, en hy gaan dit vir my gee. Maar dit moet in sy wil wees. En hy is die anker, en so was hy die anker in sy disippels se lewens, en skielik weet hy, as hy nou weggevaar word, opgeneem word na sy Vader, gaan hy nie meer daar wees om hulle te ondersteun nie, gaan die anker uit hulle lewens uit wees, en sê vir hulle, maar moenie bevrees wees nie. Ek sal julle nie wees agterlaat nie. Ek gee vir julle 'n ander trooster. Iemand met baie krag, iemand met baie liefde, iemand met baie, alles wat ek het hy ook. Hoekom? Want ons is 'n eenheid.
Ons is 3 in 1. Vader, Seun en Heilige Gees. En ek weet nie of jy nou al gehoor het wat ek oor sê nie, maar 50 dae, 50 is baie belangrik in hierdie hele konteks. Die woordjie 50 in Grieks het ek nageslaan, is pentakonta. Penta. Wat hoor jy? Pentekost. Penta is 5. Pentagram is 'n 5-hoekige ster, 'n pentagon is die 5-hoekige figuur en 'n pentathlon is 'n 5-kamp op die atletiekbaan. Penta, 5, pentakonta, 50. En daar kom die woordjie Pentekost vandaan. Pinkster, van die woord 50 af. En hierdie hele ding word in die boek van Handelinge uitgebeeld, veral in die eerste 3 hoofstukke. En daar's 'n verskriklike interessante tydlyn. Ek staan altyd verstom, pastoor Leon, oor die relevantie van die Bybel. Dat dit nie sommer net 'n saamgegooide lot goed is nie. Daar in ons gemeente is ek besig ons is we're on a journey through the Bible. En ons is besig in Filippense. En dit is vir my altyd verstommend om te sien hoe die een ding op die ander ding volg. Paulus is baie lief om te begin, therefore. Daarom. Waarom? Dit wat ek nou net gesê het. Dit wat ek nou net gesê het, gaan ek nou 'n bietjie verder doen. En dit is soos die Bybel saamgestel is. En in Handelinge is niks anders nie. Die eerste 3 hoofstukke van Handelinge volg verskriklik mooi op mekaar in die Handelinge 1. Gee God 'n bevel. Lees saam met my vers 4. Ek lees van die ou vertaling. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle 'n bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor. Hulle moenie weggaan nie. Moenie vrees nie, moenie bekommerd raak nie, moenie nou in angs gaan nie, wag op belofte van die Vader en wag in Jerusalem. Na die hemelvaart sou hierdie belofte 'n verskriklike groot betekenis vir hulle hê. En hy herinner hulle nou aan hierdie belofte. Wat is hierdie belofte? Kom ons lees, nee, ons gaan nie laas om toe nie. Wat is hierdie belofte? Dat die Heilige Gees op hulle uitgestort sal word. Dat daardie trooster wat hy vir hulle beloof het, 'n werklikheid sal word. Dis die belofte wat hy vir hulle gee. Eintlik wat hy doen is hy bemagtig hulle. God of Jesus is empowering these people. Hy gee vir hulle autoriteit om wat te doen. Om met die krag van die Heilige Gees te doen wat hy gedoen het op aarde. Om sy verlengstuk te wees. Hy gee vir hulle daardie reg om met vrymoedigheid op te tree. Om met vrymoedigheid te doen wat hy gedoen het. En in Handelinge, in Lukas 24, lees ons dat hy die mense gebless het. Hy het hulle geseën. Ek het gaan kyk, maar wat beteken dit om iemand te seën? En as ons 'n seën op mekaar uitspreek, is daar groot betekenis. Dis nie maar net iets wat ons sê nie. As ons iemand seën, dan beteken dit die eerste plek ons bemagtig hom. Toe Jesus sy mense seën, toe bemagtig hy hulle. He empowered them. Hy gee vir hulle die krag en die mag en die autoriteit om te doen wat hy gedoen het. It's empowerment. In die tweede plek om iemand te seën, gee vir hom goddelike guns. A divine, wat is guns? Nou het ek vasgehou. A divine favor, dankie pastoor Emmy. Divine favor. As jy iemand seën, gee vir hom guns in die naam van die Here. En daardie naam is die naam bo alle name. Daardie naam is die naam wat krag het, daardie naam is die naam wat liefde het, daardie naam is die naam wat compassion het. En in derde plek is 'n seën eintlik 'n opdrag. Dink mooi. 'n Seën is eintlik 'n opdrag. En ek praat nie van seën as boy nie. Ek praat van seën as SE copy of daai enetjie in. Blessing. If I bless someone, I'm actually giving him an instruction. Wat is daai opdrag? Om waardig te wees van die guns van God en doen wat God wil hê ek moet doen. Dis eintlik wat die seën is.
So Jesus is besig om hulle te bemagtig, om sy werk voor te sit. Nou het ek vir jou nuus. Daai blessing het nie opgehou 2000 jaar terug. Toe Jesus sy disippels seën, het hy alle nageslagte daarna ook geseën. En het hy ook vir jou en vir my geseën. En ek en jy is ontvangers van die seën van die Here. Ek en jy is ontvangers van daardie autoriteit om te doen wat Jesus gedoen het. Ons moet Jesus wees vir die wêreld daar buite. Dis die taak van die kerk. Dis die oproep van die kerk, om Jesus te wees vir mense wat hom nodig het daar buite. Daarom seën hy hulle. Ek gee vir hulle die belofte in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Het jy gehoor wat ek gelees het? Wat gaan jy ontvang? Krag. Wie van ons openbaar die krag? Nou is daar minja's. Wie van ons openbaar die autoriteit, openbaar die dunamiskrag van die Heilige Gees in ons elke dag se lewe? Ek het eendag so sleg gevoel. Ek is 'n jong pastoor of jonk in die bediening. Ek is al 'n ouerige pastoor gewees al. Daar in die Kaap en ek doen sulke loodglas kursus en ons maak mooi goedjies. En ons is twee dames en ek, so om 'n tafel en ons werk met die mooi glas. En een vrou aan die ander kant van die tafel sê aan mekaar, oh my God, oh my God, oh my God. Die ander vrou sê vir haar, do you know God that well? Hier staan ek, pastoor, en ek het nie opgetree nie. Ek het nie die vrymoedigheid geneem nie. Ek het nie die krag gehad, die krag openbaar wat in my is, om te praat met die vrou en sê, don't mention his name in vain. Moenie sy naam ydelik gebruik. Dit daarna toe. Hierdie woorde, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom. Waarvoor gaan julle krag kry? En julle sal my getuies wees in Gansbaai, en in Beebos, en in Stellenbosch. Al die bosse. Jy sal my getuie nie wees asseblief my getuie nie. Jy sal my getuie wees. Dis 'n opdrag dat jy die getuie van God moet wees. Dis 'n opdrag dat jy moet gaan leef soos Jesus wil hê jy moet leef, sodat mense kan sien hy leef in my. Dit was Jesus se laaste woorde op aarde. Julle sal krag ontvang. Hoekom het hy dit gehou tot op die einde toe? Hoekom het hy nie aan die begin van sy bediening 30 jaar terug vir hulle gesê, of 3 jaar terug toe hy begin bedien het nie? Want hy het geweet, as hy nie daar is nie, gaan hulle krag nodig hê. Hulle kan nie meer op hom vertrou vir die fisiese dinge wat daagliks gebeur nie, vir visse en brood vermeerder en water en wyn verander. Hulle moet dit nou self begin doen. Dan gee hulle die krag deur die Heilige Gees. Nou gaan ons na Handelinge 2 toe. Ons het nou net gekry, daar's die belofte in Handelinge 1. Nou Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Wow, stop gou net daar. Ek gaan nou verder lees. Hoe was hulle by mekaar? Is kerke vandag eendragtig? Ek het nou net vir wie gesê, Letitia. Die kerke het ontaard in ons en julle ding. En ek soek nie ons en julle ding, ek soek net ons. Ons of niks. Of ek nou by Gansbaai Family Church is, of by Gansbaai Aanbiddingsentrum is, dis ons. Ons is die kerk van Christus. Hier praat jy Afrikaans, daar praat ons Engels. Hier sing jy in 'n Pinkstergoedjies, daar sing ons dit nie. Maar ons is een in Christus. We are a unity, en Paulus is baie erg hieroor. Paulus sê julle moet eendragtig saam wees. Vers 2. En daar kom skielik in die hemel
geluid. Let op die volgende woord, soos. Daar het nie 'n wind gekom nie, maar dan kom 'n geluid, soos 'n wind. So daar was nie werklik 'n wind nie, maar daar was 'n geluid soos 'n wind. Was 'n wonderwerk van God die Vader. Geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien wat? Soos van vuur. Ook nie werklike tonge nie. En mens sien baie die kunstenaars teken die vlammetjie op die manne se koppe. Dis 'n valse indruk daar. Daar was soos vlamme van vuur. Was nie werklik vlamme van vuur, maar dit daar gelaat. Vers 3. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En wat was die uiteinde? En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om te spreek. Waar kom die spreek in tale vandaan? Van die Heilige Gees af. Dis nie 'n mensgemaakte ding nie. Dis nie iets wat mense uitgedink het nie. Dis nie iets wat behoort net aan 'n Pinksterkerkie. Dit is deur die Heilige Gees aan almal gegee. Ons gebruik dit net nie almal. Nou, daar's 'n groot teologiese betekenis in hierdie 4 verse wat ek nou vir jou gelees het. Want skielik is die disippels wat toe nou apostels geword het, getransformeer. Hulle is totaal verander. Moenie hand opsteek nie, maar wie van julle is waarlik wedergebore? Moenie nou hand opsteek nie. En as jy waarlik wedergebore is jy getransformeer. Kan mense dit in jou sien? Weet mense, jy is 'n kind van die Here? Weet mense dat jou eerste liefde is God die Vader? Is jy getransformeer? Soos hierdie ouens getransformeer is. Want skielik eindig die Ou Testament daar. Hier begin die Nuwe Testament. Want Jesus het nou gekom om die wet van die Ou Testament te volmaak. Hy het dit nie afgeskaf nie. Jy mag steeds nie moord pleeg nie, jy mag steeds nie egbreek pleeg nie, jy mag steeds al daai 10 goeders nie doen nie. Maar daai wet is nou volmaak deur die nuwe wet. Wat is die nuwe wet? Dat ons hom moet lief hê, soos onsself en mekaar moet lief hê. Sien jy raak die eenheid nou weer in? Ons kan nie in 'n kerk met onderstroming besig wees. Ons kan nie in 'n kerk met 2 kampe wees. Ons kan nie in Christus se kerk sê maar jy het dit gedoen en ek doen dit nie. Dis onderstroming. Hoekom het ek met daai gekom? Ekskuus, ek haal myself heeltemal uit die preek uit. Maar hier breek 'n nuwe tydperk aan. 'n Tydperk van die invulling van die Heilige Gees. Tydperk waar mense in nuwe tale kan praat, waar daar 'n geluid soos 'n rukwind is en waar daar tonge van soos tonge van vuur is. Kom ons kyk na die tale gou. 1 Korintiërs 12. Dit is baie duidelik. 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 praat oor die tale en praat oor die profesie. Wat is in die middel? 1 Korintiërs 13. Waaroor gaan 1 Korintiërs 13? Oor die liefde. En as ek die liefde nie het, het ek klinkende sambaal en 'n leidende, daai goed is geword. Ek ken dit nie in die Afrikaans so goed nie, maar ek al daai goed geword. So as ek wil praat in tale, of ek wil profeteer, moet ek eerstens die liefde hê. Waar kom die liefde vandaan? Deur die invulling van die Heilige Gees. Deur 'n Pinksterlewe te lei. Deur te sê, Jesus, U is die koning van my lewe. En nou is 1 Korintiërs 12 baie duidelik. En ek gaan nie nou 'n lesing gee oor die spreek in tale nie, of profesie nie, julle kan dit gaan lees. Maar die tale is 'n bewys, is nie net 'n bewys nie, is 'n goddelike bewys van die teenwoordigheid van die Heilige Gees.
As jy in jou binnekamer in 'n taal bid, Kitarabosanda, Makasentu, Nubuki, Yendarabasentu, want dan praat jy sodat die duiwel nie kan verstaan wat jy sê nie. Net God deur sy Heilige Gees kan verstaan wat jy sê. So die talespraak is eintlik it's for the edification of the individual. Dis vir my. Dis nie vir die kerk nie. Profesie is vir die kerk, ja. Maar tale is vir my. En omdat dit 'n bewys is dat die Heilige Gees vaardig is binne my. En pastoor Emilia het vir my gesê, en dan ergens in die volgende 2 aande gaan julle bid vir die doop in die Heilige Gees. So die wat nog nie 'n taal ontvang het nie, moenie daar aan by die huis bly. Kom dat ons vir jou bid. Hulle vir jou, ek sal nie wees nie, maar kom dat hulle vir jou bid vir die dooping van die Heilige Gees, dat jy daai taal kan ontvang. Dat jy ook in tale kan bid, want soms weet ons nie wat om te bid nie. Maar ons sê die Bybel, nou tree die Heilige Gees vir ons in met onuitspreeklike klanke. Is die taal reg? Zoiets. Wanneer ek in my binnekamer sit of ek sit af van my kar se wiel en ek sing so wat Kitarabosanda nabayende, Oskorobasanda ventu noskudresti, dan eer ek God. Duiwel weet nie 'n klou waarvan ek praat. Maar as ek sê, Here seën vir Emilian, dan sê die duiwel, jy gaan dit nie reg kry nie, ek gaan naby kom. Dan weet hy waarvoor ek bid. Maar as ek bid in 'n taal, het hy nie 'n klou nie. Net die Heilige Gees weet. Wind, onthou is nie gesien nie. Wind is simbolies van krag. Hierdie groot goeders wat hier by Caledon staan, hoekom staan hulle daar? Hulle wek krag op. Wind is 'n simbool van krag, daai transformerende krag wat die disippels verander het na apostels toe, wat skaamouens was, wat in die skaduwee van Jesus geloop het. Skielik het hulle krag en skielik begin hulle ander goeders doen, want daar's nou soos tonge van vuur op hulle gesien, en vuur is verskriklik belangrik in die Bybel. Onthou Moses in die brandende bos, Moses op die berg Sinai, oral was vuur. Die Heilige Gees is daardie vuurkrag in ons lewens. Nou, Handelinge 1 het ons bemoedig en het vir ons die autoriteit gegee en het ons die belofte gegee. En Handelinge 2 word die Gees nou uitgestort. Nou kom ons by die kern van die aand. By Handelinge 3. Vers 1 tot 7. Ek gaan eers net vers 1 lees. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed. En dit is die 9de uur. Jesus is nie meer daar nie. Die geestelike leier is weg. Die volk het een van 2 keuses. Ons val uit mekaar uit, ons gaan leierloos aan, of ons doen wat hy van ons wil verwag. En hulle 2, Petrus en Johannes, skroom nie om te doen wat Jesus van hulle verwag het om te doen nie. Hulle gaan kerk. Jesus is weg. Hulle kan maklik sê, maar kom ons wag tot hy terugkom. Kom ons wag en kyk wat gaan gebeur. Nou ek weet dat hierdie gemeente deur 'n problematiese tyd gegaan onlangs. En dit was maklik om te sê, ek kan nou niks doen nie. Ek gaan maar na lede in Christus toe, of NG Kerk toe, of Family Church toe, whatever. Of jy kan sê, kom ons wag maar en kyk wat gebeur. Sit onder die huis Sondag en kyk wat gebeur. Ag, gaan tog niks aan nie, want daar's nie 'n pastoor nie. Vriende, daar's werk. Daar's werk. Daar's werk. Daar's werk in Gans by Family Church, daar's Gans werk in die NG Kerk, daar's werk by Lede in Christus, daar is werk by Gans by aanbiddingsentrum. En die probleme gaan nie opgelos word as daar spanning is, as daar tweespalt is, as een lot soontoe gaan en een lot gaan soontoe. En ek verwys nie nou na julle nie, ek praat van die kerk. Probleme kan nie opgelos word nie. Daar moet met hierdie nuwe vuur wat binne in ons is, moet ons voortgaan. Ons moenie toelaat dat ons vuur geblus word nie. Want daardie krag
word baie duidelik sigbaar in Petrus en Johannes se volgende handeling, en ek lees gou vers 2, 'n redelike langerige stukkie. En julle ken die storie van die krepelman by die Beautiful Gate, wat is dit in Afrikaans? Skone poort, so iets. En toe is daar 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. En toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel binnegaan, het hy hom 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Kyk na ons. Moenie wegkyk nie. Moenie maak asof ons nie daar is nie. En elke Sondag staan hier 'n persoon op die kansel, moenie maak asof daai persoon nie daar is nie. Kyk na hom, kyk na haar. Daai persoon is 'n gesalfde van die Here, daai persoon het vir jou 'n boodskap. Daai persoon wil jou genees. En Petrus, dis in vers 5. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting. Ek het 'n baie geliefkoeste sê ding. My vrou weet wat dit is. God will meet you on the level of your expectation. Met watter verwagting het jy vanaand gekom? Het jy met 'n verwagting gekom dat jy jou pakkie by die kruis kan gaan neersit en verlossing kry vir dit waarvoor jy gekom het? Of jy maar net gekom omdat pastoor Emmy gisteroggend gesê het jy moet vanaand kerk toe kom? Dis 'n verkeerde manier. Kom met 'n verwagting. God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Wat is jou verwagting? Die verwagting dat jy vanaand iets gaan ontvang? Vers 6, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareër, staan op en loop. En toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het hy sy voete en sy enkels sterk geword. Walking and leaping. Ek herinner jou dat daardie krag is deel van die seën, part of the blessing wat Jesus op sy disippels uitgestort het. En wat het ek nou net gesê, wat het van daai blessing geword? Dit gaan aan van geslag tot geslag tot geslag. Ek en jy het dieselfde blessing. Ek en jy het dieselfde autoriteit. Ek en jy het dieselfde mag om hande op siekes te lê en hulle sal genees word. Jesus, toe hy hulle seën, toe sê, dit is nou Lukas 24, ek het net daarna verwys. En hy het hulle uitgelei tot in Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. So sy laaste taak op hierdie aarde was om vir my en vir jou te bless. To pour out his divine favor upon you and upon me. Maar ook om aan ons 'n goddelike opdrag te gee. As deel van die seën om te doen wat hy sou gedoen het. Ons gaan vanaand geleentheid gee. Dat ons wil vir jou bid. Whatever jy ook al oor gebid wil hê. Of dit genesing is, fisiese genesing, daar's arteritis, daar's 'n diagnose wat die dokter gemaak het, wat ons nie van hou nie. Whatever daai, maar ook emosionele genesing. Nie elkeen se lewe is plain sailing en wat is 'n bed of roses. Ons het elkeen ons eie probleme op hierdie aarde. Ons het elkeen 'n stryd wat ons stry. En Paulus is baie duidelik in Efesiërs hieroor. Hy sê my vlees is in stryd met wat my gees wil doen. Ek weet wat die regte ding is, maar ek doen dit nie. En ek weet nie, ek ken julle mos nou nie eintlik nie. Maar daar's huwelike wat nie regloop nie.
Daar's verhoudings met kinders wat nie reg loop. Daar's finansiële probleme, ek weet nie waar ek die einde van die maand die munisipaliteit se rekening nie gaan betaal. Daar's baie soorte van probleme. En ons wil vir julle bid. Ons wil vir julle aan God se troon gaan vasknoop vanaand. Sê, Here, help hierdie persoon met waaroor hy of sy gehelp wil word. En daar's 'n spesiale autoriteit aan 'n geestelike leier, aan die pastore gegee. Jy het dit geweet. Jakobus 5, is daar iemand onder julle wat ly? Sê nie liggaamlik ly nie. Praat nie van kanker nie, praat nie van griep nie, praat nie van arteritis nie. Ly jy? Ly jy emosioneel? Ly jy geestelik? Ek is nie op 'n geestelike plek waar ek graag wil wees nie. Ek herhaal, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. 2 woordjies, laat hom, 3 woordjies, laat hom bid. Laat haar bid. As jy ly, bid. Maar, is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente, die Engelse Bybel praat van die dit kom neer op die pastoor, kom neer op die leraar. Laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Ons vier vanaand vir julle met olie salf. Hier is nie krag in hierdie olie nie. Dis nie medisyne nie. Maar dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons op jou voorkop laat en sê in daardie krag bid ons vir jou. Ons kan nie genees nie. Net Christus kan genees. Deur sy Heilige Gees. En dit simboliseer ons met olie. Maar daar's 'n verantwoordelikheid op jou ook. Jakobus 5 sê in vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Ja, jy kom vorentoe en jy dink, ag, wat is dit nou weer hier? Maar pastoor, jy het nou gisteroggend gesê, nou gaan ek dit maar doen. Kom met geloof. Jy moet geloof hê in die gebed van die bidder, sodat Christus die werk kan doen deur sy Heilige Gees. En ek gaan nou 'n gebed doen. En dan gaan ek vra dat die wat gebed nodig het. Ek herhaal, 'n fisiese genesing, emosionele genesing, 'n geestelike genesing. Dan gaan jy vorentoe kom. Kom staan. As jy kan staan. As jy nie kan nie verstaan of dit is nie 'n probleem. Laat jy speel vir ons saggies asseblief. Vader, ek dink nie ons besef eintlik hoe heilig hierdie oomblik is nie. Want ons tree in u genade troon in, en ons tree in die allerheiligste in, en ons kom in die teenwoordigheid van God alleenig. Want Here, dis daar waar die genesing is. Dis daar waar ons kan kom en sê, Here, ek is swak en ek is nietig, maar ek dank U dat ek met geloof kan kom staan. En met geloof dat hulle my hande oplê, my salf met olie, want ek glo in goddelike genesing. Ek bid, Here, dat U mense nou sal vrymaak. Dat daar die huiwerigheid sal einde kry in hierdie oomblik. Dat daar 'n vrymoedigheid is. Ons het gepraat van die disippels wat getransformeer is. Hulle het begin praat in ander tale. Hulle het allerlei goed ervaar. En ons is daar vanaand, Here. Ons is daar. En dan bid ek dat elke persoon wat 'n versoek het, geestelik, emosioneel, fisies, dat hulle sal vorentoe kom. Stap so lank uit. As jy gebed wil hê,
Kom so lank voor, daar kom een. Daar kom nog een. Daar kom nog. Daar kom nog. Hier kom mense. Daar's 'n groot beweging onder ons. Ek sien die Here wil werk. Die Here wil werk. Die Here wil werk. Die Heilige Gees wil ons aanraak. Die Heilige Gees wil ons aanraak aan dit aan. Weet jy? Vader, ek dank U vir hierdie manne en vroue wat absoluut die moed van hulle oortuiging geneem het en vrymoedigheid geneem het om vorentoe te kom. Want Here, U is die geneesheer. Nie ek of die salfolie of wie ook al nie, maar U is die geneesheer. En U ken elke omstandigheid, Vader. U ken die mense, U ken die verhoudings, U weet waarmee hulle besig is. U weet, Vader, of het geestelik is, of het fisies is, of het emosioneel is. En ek salf hulle, Here. Ek salf hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek dank U, Here, dat ek elke persoon kan salf. En dat ons weet, U is die God van genesing. Daar is by U niks wat nie moontlik is nie, Here. U is die God van genesing. En ek dank U dat Jesus sal seëvier. Ek dank U, Vader, dat elkeen van hierdie mense nou deur die Heilige Gees aangeraak sal word en dat Jesus hulle kragbron sal wees. Die Here seën U. Vader, ons loof U, ons dank U. Here, met hande omhoog wil ons U lof en ons wil U prys, Here, vir U goedheid, vir U genade. Here, dankie vir die voorreg dat ons die waarheid van U woord in ons eie taal nog kan hoor, Here. Here, ons hoef nie vanaand in die geheim by mekaar te gekom met bang, omdat ons weet ons mag eintlik nie dienste hou nie. Ons kan vryelik by enige kerk en enige plek hier in die dorp in Suid-Afrika nog inloop. En ons dank U daarvoor. Ons dank U vir U woord wat uitgegaan het, Here. Ek dank U dat U die naprediker is en dat U selfs in hierdie nag op ons beddens met ons sal deel, Vader God, en dat U ons van hier af, van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid, van oorwinning tot oorwinning sal vat, dat ons U sal vat op U woord en dat ons, Here, getrou sal bly, geanker in die woord en dat ons gewortel en gegrondves sal wees in dit wat U woord vir ons leer. Dankie, Vader, dat U weer eens vir ons vanaand die woord kom oopbreek. Ons bid 'n seën af op Pastor Robert en oor Anita, oor hulle bediening, Here, oor hulle gemeente. Ons seën hulle vanaand, Here. Ons verklaar U is die Here in beheer van hierdie Gansbaai. En ek wil vanaand sê tereg soos Pastor Robert gesê het, maak saak waar jy is nie. Daar's werk om te doen en ons eis hierdie dorp en omstreke op vir die koningskap van Jesus. Ons wil vanaand die kruis van Jesus Christus kom plant hier in ons dorp en verklaar Gansbaai en omstreke sal omdraai en terugdraai na die Here toe en ons gee aan U die eer. En Here, wanneer daardie dag aanbreek, moet ons gereed wees. Ons moet paraat wees om te kan bedien, om te kan doen dit wat U vir ons gesê het om te doen. Dankie, Hemelse Vader. Ons gee aan U vanaand al die lof en eer. Word verheerlik en ons loof, ons prys, ons dank U. Amen.